aan al ons ongewone heldemaats. Hallo maats, ons hoop julle almal hou nog lekker skoolvakansie. Ons kon nie wag om vandag saam julle te kuier nie. Dit is vir ons altyd so lekker om saam julle maats te leer van Jesus. Julle, ek wil julle maatjies graag 'n storie vertel van iets wat hierdie week gebeur het. Ja, dit het ons so mooi herinner aan ongewone helde. En toe besluit ons sommer om vandag te gesels oor ongewone helde wat onselfsugtig is. Dit is so groot woord, maar eintlik wat dit beteken, is dat ongewone helde nie net aan hulle self dink nie. Nee, ongewone helde dink aan ander mense ook. En kies soms om hulself in gevaar te sit, sodat dit ander kan help. Gedinks, kom ons vertel vir die maats wat die week gebeur het toe ons op die plaas gaan kuier het. Julle, ons mamma en pappa het vir ons so 'n paar daggies by ouma en oupa laat kuier op die plaas. Ag, dit was so lekker. Dit was! Ons twee neefies en niggies was ook daar. Ons speel altyd so lekker saam met hulle op die plaas. Maats, terwyl ons lekker met die bal gespeel het, het ons neefie Frikkie die bal te hoog, En te hard. ja, en te hard gegooi. Dit het my amper getref. Ek sou dit nooit kon keer nie. Dit sou verseker my gesiggie getref het. Maar toe spring oupa op en spring voor my in en keer die bal met sy lyf. Julle, dit was so cool. Oupa was 'n regte egte held gewees. 'n Ongewone held. Wie sou nou ooit kon dink oupa gaan voor my inspring om die bal te keer met sy lyf? Dit het my en Katinka bietjie laat dink, maatjies. Ongewone helde is onselfsugtig. Oupa het geweet hy kan moontlik seer kry as hy voor daai bal gaan inspring, maar hy het dit nog steeds gedoen. En dit het net ons weer herinner dat enige iemand 'n ongewone held kan wees, maats. Julle, ons Bybel is propvol stories van ongewone helde wat onselfsugtig is. Maar Jesus was die mooiste voorbeeld daarvan. Ja, ons moes eintlik gestraf word vir al ons sonde, maar Jesus het in ons plek op die kruis gehang en gesterf. Hy is so onselfsugtig. En weet julle wat is die beste? God sal ons altyd help om ook onselfsugtig te wees. Ons moet hom net vra om in ons hartjies te kom bly. En vra om altyd onselfsugtig te wees. Om onselfsugtig te wees, kan ook ander maatjies help. Maar onthou, jy hoef dit nooit alleen te doen nie, maats. Jesus sal altyd jou help. Dit is hy wat ons hartjies onselfsugtig maak. Totsiens al julle onselfsugtige maatjies. Ons sien so uit om volgende week weer saam julle te kuier. En geniet die laaste bietjie van julle vakansie, maats. Lekker rus!